maar miskien wil iemand dit weer kyk. Ek sal ook, soos ek gesê het, ek sal in vervolg seker maak dat ek vir hulle net die versies gee wat ek wil behandel om te lees ten minste. Okay, julle het almal daai videoetjie gekyk oor wat N.T. Wright gesê het oor die gospel wat ons laasweek bespreek het, né? Okay. Ja, Ja. Nou ek wil net gou nog 'n quote of iets wat hy sê, wil ek begin mee. Dis so 'n inleidingkie en dan wil ek dit bespreek en van daar wil ek die lesie launch of die link los. So hierso sy woorde. Dis nou in Engels en jy gaan miskien nie verstaan wat hy sê nie, maar ek gaan dit nou verduidelik. Hy sê my hunch is that Sanders' reforms in Pauline studies have not yet in fact gone far enough and that Romans 2 for so long the Achilles heel of schemes on Pauline law may make a vital contribution to some eventual solutions, both to the theological questions which surround all of Paul's writing and of course to the exegesis of Roman itself. En dis wat hy sê, so ek gaan net verduidelik wat hy sê. Julle weet almal wie's hy. Wie weet nie wie hy is nie. Daai ou toppie. Ou man. Ons het hom ontmoet. Hy's een Julle of het hom ander ontmoet. kenner. Yep. Ja. Okay. Okay, die tradisionele skema wat hy nou praat van, of the scheme of Paul in the law waarvan hy praat is die volgende. Die manier hoe Paulus se woorde of stukke oor die wet verklaar was. Dis die tradisionele. Hy noem dit net the scheme on Paul and the laws. Maar die tradisionele scheme of Paul and the law, julle weet dit nou, ons het nou 'n klomp keer min of meer in hierdie rigting gepraat. Is die volgende, ek het dit nou vertaal in Afrikaans. Onder die wet is 'n mens regverdig verklaar deur die wet te onderhou. So met ander woorde deur werke. Met ander woorde, die tradisionele skema is dat Paul het geglo dat die in justification by works of the law. Okay. Nie dat Paulus dit verkondig het nie, maar dis die ou skema dat daar was mense wat verkondig het justification by works of the law. Nie Paulus nie, ekskuus. Paulus se teenstanders of Jode. En dan die tradisionele skema sê dat Christus het gekom om die wet te vervul en in dit sy geregtigheid aan ons te gee. Nadat hy die wet vervul het, kon hy sy geregtigheid aan ons gee. En dan die tradisionele skema sê alle werke wat ons nou doen is uit dankbaarheid en deur genade. En dan is die Achilles heel Romeine 2 wat ons vanaand kyk na. Want Romeine 2 sê dat op die oordeelsdag gaan ons op grond van ons werke geoordeel word. En dit is soos, julle weet wat 'n Achilles heel is, né? Dis 'n spanner in the works. Ek dink 'n spanner in the works. Hæ? Ekskuus gou? Anita? Dis jou swakheid. Ja. Dis eintlik wat ek wil sê. Is dit eintlik 'n swakheid? Okay, dan 'n spanner in the works is 'n beter term dan as Achilles heel. ja, in die case. Goed. Want die Spanner in the tradisionele skema op Paulus en die wet kan nie Romeine 2 normaal lees nie. Want dit is 'n spanner in the works. Nou. So teoloë het 'n oplossing vir Romeine 2 en dit word op twee maniere gelees. Dis die tradisionele skema. Romeine 2 is 'n retoriek en dis nie Paulus se woorde nie. Dis 'n huge beweging. Romeine 2 is Paulus wat dit geskryf het, maar Paulus quoteer die Jode van sy tyd. Want Paulus kan nie Romeine 2 glo nie, want as mens Romeine 2 glo, is al daai regmerkies wat ek gemaak het verkeerd. Die ander manier om die oplossing te of 'n oplossing vir Romeine 2 is dat Romeine 2 verwys nie na oordeel tot verdoemenis nie. Met ander woorde, die oordeel wat in Romeine 2 is nie oordeel wat jou in die verdoemenis gooi nie. Nou, dit kan nie verwys na daai oordeel. Dit kan nie verwys na 'n oordeel wat bepaal of jy gered is of nie. Want dan is ons nie klaar geregtig verklaar nie. Met ander woorde, Romeine 2 kan nie verwys na 'n oordeel wat bepaal of jy gered is of nie. Want ons volgens die tradisionele skema is dan klaar gered deur die geregtigheid. Met ander woorde, kom ek sê dit in ander woorde. Die tradisionele skema sê dat Jode verkondig het dat justification was deur die wet. Met ander woorde, mens kan gered word deur die wet onderhou.
Maar Paulus het gesê nee, dis onwaar. En Paulus het gesê Christus gee sy geregtigheid aan ons en alle werke wat ons daarna doen is uit dankbaarheid. Die probleem met dit is as ons reeds Christus se geregtigheid ontvang het, dan kan ons nie meer geoordeel word op werke nie, want ons is dan klaar reg. So die probleem is deur hierdie twee maniere probeer oplos in die ou skema. Okay, ek hoop julle weet min of meer wat in Romeine 2 staan, anders gaan julle vir julleself blank voel. Okay, Sanders reforms. Sanders reforms is Ja. nie, ja, Sjoe, kan ek net gou vra? ja. In die begin het ons begin en gesê dat jy gesê dat geen Jood het geglo regverdigheid daar's regverdigheid in die wet is nie. Ja, Jode en Jesus in Paulus se tyd het nie geglo dat hulle gered kan word deur die wet onderhou nie. Ja. So nou sê jy party het. Nee, die skema sê hulle het. Okay. Die skema sê, die manier om Paulus en die wet te verstaan sê dat Jode dit geglo het. Okay, Okay, so as jy nou gaan lees, Okay. alle mense wat enige vorm van gereformeerde teologie geswat het byvoorbeeld, Ja, gaan dit glo. ja. Dink gou aan iemand wat jy ken wat 'n dominee was of 'n dominee is of wat Ja. As jy vir daai persoon gaan vra hoe was mense gered in die Ou Testament of hoe het Paulus die wet of hoe die Jode die wet verstaan, dan gaan hy sê ja, die Jode het verstaan dat hulle die wet moet onderhou om gered te raak. Ja, ek hoor nou wat jy sê, die agenda dryf dit of die skema Die skema dryf dit, ja. Okay. So ek het net seker maak dat jy ek wil net daai distinction, maar jy het dit nou klaar vir my geonderskei. En dit lei na die volgende. Okay, ek het net gesom met myself te interrupt. Dit lei na die volgende. Daar's 'n wig of 'n divisie tussen wat bekend staan as Ou Testament en Nuwe Testament. Hoe groter daai divisie is. Met ander woorde, as jy iemand hoor praat, hoe groter die disunity is tussen die Ou en die Nuwe Testament, hoe swakker verstaan die persoon die Ou Testament. Hoe meer eenheid daar is tussen die Ou en Nuwe Testament, hoe beter verstaan iemand beide testamente. Dis een. Nou, dis een ding. Dis een boodskap. Dis een manier van redding. Dis een manier hoe God nog altyd geopereer het. As iemand sê, maar dit is hoe God in die Ou Testament gewerk het, dan weet jy, verstaan glad nie meer aangaan. Want God werk presies in die Ou Testament soos hy in die Nuwe Testament werk en vice versa. Okay. Verstaan julle nou min of meer wat ek gesê het hierso? So half die mekaar dan. Almal. Dis okay. Okay. En dan Sanders reforms wat Eddie Raai daar sê is dat wat Sanders ontdek het. Nou EP Sanders, ons het oor hom gepraat. Hy is die ou wat die groot studie oor Judaïsme in Jesus en Paulus se tyd gedoen het. Hy het letterlik al die Joodse kommentare in van daai tyd gaan lees en die Dead Sea Scrolls. En dit het die volgende skema. En ons het al hieroor gepraat. Jode in Jesus en Paulus se tyd het nie geglo hulle word gered of regverdig voor God deur die wet onderhou nie. Redding was nooit uit die ou onderhouding van die wet nie, maar altyd uit pistis, geloof. God wou hê mense moet reg lewe van die begin af. Die wet en die profete getuig dat God self dit gaan bewerkstellig. Wat sê die wet vir ons ook? Die wet sê ook dat God gaan self dit bewerkstellig sodat ons die wet kan onderhou. God gaan self sorg dat die mense die wet kan onderhou. En as jy nie van die term die wet kan onderhou hou nie, dan dink jy maar net God gaan self sorg dat ons gehoorsaam gaan word of bly aan hom. God gaan dit sorg vir gehoorsaamheid. Nou. Kan enigiemand dalk 'n teks in die Ou Testament daarvoor quote? Of so half quote? Skryf dit op jou hart. Gee vir jou 'n nuwe hart. Skryf dit op jou hart. Ja, hy sê ek gaan dit doen nie vir julle naams onthaalwe nie, maar vir my eie naams. Nou. En dan Jesus vervul die belofte van die wet deur aan ons sy gees te gee. Of die gawe van genade sodat ons nou reg kan leef. Nou. Die oordeel was altyd gegrond op mense se lewens.
God nie sou nie. God oordeel nog altyd van die begin af mense op grond van hulle werke of hoe hulle leef. En dit staan vas. Kan 'n mens dit vertaal met die vrug wat jy openbaar? Ja, die vrug. Ja, vrug. Ja. Okay. Okay. Right, so wat is die verskil? In die eerste skema ontvang jy iets by God wat in die tweede skema beloof is om in jou gewerk te word deur sy gees. Okay. Die tweede skema is reg, die eerste een is verkeerd. Okay, kom ons vra net gou die volgende. Is 'n baie interessante vraag. Hoe gaan jy weet? Okay, dis nou baie onregverdig vir my om hierdie vraag te vra want ek skep jou prentjie vir jou. Hoe gaan jy weet? Hoe gaan jy weet of iemand min of meer die waarheid praat? Hoe weet jy nou hierdie is? Hoe weet jy nou wat een van hierdie skemas is nou eintlik meer Bybels? Die eerste een of die tweede een? Nou, jy moet seker myself die Bybel ondersoek en Ja. En okay, kom ek sê wat ek doen. Ek vra watter een pas in die groter prentjie. ja, sê die konsekwentheid. So, dis hoekom ek reg van die begin af onthou die puzzle. Die puzzle is een van die heel belangrikste beelde wat jy moet onthou. Nou, as jy sit met 'n rooi puzzelstuk in jou hand en jy het nie die prentjie van hoe die groot puzzle lyk nie. Nou, dan weet jy nie waar om op te sit nie. As jy die groot prentjie sien en jy sien daar's een korreltjie rooi verf of rooi op die prentjie nie, dan weet jy dat puzzle hoort nie in daai prentjie nie, né? Verstaan jy wat ek probeer sê? So, Ja. kom ons kyk na die groter prentjie en dan kyk ons watter tipe skema pas by die groter prentjie in. Nou, ons net gou hierdie term hamer ek nou op sodat jy hom kan leer. Restoration eschatology. Dit beteken maar net die restaurasie wat God gaan bring aan die einde, in die eindtye. Met ander woorde vanaf Jesus gekom het. Watter restaurasie? So in die raamwerk van die restaurasie eskatologie het die profete 'n tyd voorspel waarin God Israel gaan red uit hulle dilemma. Sodat die beloftes wat in die wet aan hulle gemaak is, hulle kan nakom. Deurdat hy wat gaan doen? Mooi. Julle het dit genoem. Hulle harte gaan besny. Die wet op hulle harte sny. Skryf. Hulle 'n nuwe hart en 'n gees sal gee, sodat hulle volgens Deuteronomium 30 wees, sodat hulle uiteindelik God kan gehoorsaam en sal kan lewe. So dit is die restaurasie wat beloof is. Onthou Israel en Juda was beide in ballingskap geneem as gevolg van hulle aanhoudende sonde en die feit dat hulle die land besoedel het. Maar God het nie gestop daar nie. Hy het 'n belofte van restaurasie aan albei gemaak, Juda en Israel. En dit is hoe die restaurasie gaan plaasvind. Die besnydings van hulle hart, die wet word op hulle hart geskryf. Hoekom op hulle hart? Sodat hulle die wet wil doen. Hy gaan vir hulle 'n nuwe hart en 'n gees gee. Hulle empower om die wet te doen, sodat hulle uiteindelik God kan gehoorsaam, sodat hulle lewe kan hê. So in hierdie raamwerk verander God nie die standaard om mense te akkommodeer nie. God verander nie die wet nie of die standaard nie, maar hy verander mense sodat hulle aan sy standaard kan voldoen. In die eerste skema is daar 'n sondaar wat op 'n manier iets ontvang, God se geregtigheid. Nou. En nou het hy dit. En hy ontvang dit deur niks wat hy gedoen het nie, net deur geloof. So hy is nou reg voor God en hy gaan die ewigheid in. In die tweede skema word die sondaar getransformeer tot 'n gereg of tot 'n righteous persoon. Nou volgens my is dit die regte skema. Hoekom? Dis die enigste skema wat Romeine 2 wat ons nou gaan lees bevredig. Sonder om te sê dit is die Paulus se woorde nie of sonder om daar draai om te stap. Hoekom? Want volgens Romeine 2 wat ons nou gaan lees, gaan
God mense oordeel nie op die feit of hulle iets ontvang het nie, of op die feit dat hulle geloof het nie, maar op die feit van hoe hulle geleef het. Okay. Kom ons kyk wat Jason Staples sê, ons gebruik sy goed ook baie. Hy sê, that is, rather than unjustly judging the unjust to be just, kom sê, lees dit weer. That is, rather than unjustly judging the unjust to be just, God will transform the unjust into doers of the law, who can then be justly judged before God. Rather than eliminating Torah, God will transform people, and these justified people will obey God, having been given the fidelity needed to fulfill the Torah. So wat hy sê is, God gaan nie unjust mense klassifiseer as just nie. God gaan nie unjust mense transformeer sodat hulle just word of geregtig word, sodat as God hulle dan oordeel, dat hy hulle regverdig kan oordeel. Dit is 'n basic konsep, dat as jy voor die hof staan en jy het iets verkeerd gedoen, nou, as ek voor die hof staan en ek het te vinnig gery, en ek gaan staan voor die hof en almal kan die video sien en die waar ek te vinnig gery het, en die judge sê dan vir my, moenie worry nie, Shaal, jy is vry, jy kan gaan. Dan het hy unjustly gejudge. Okay. Ja, dis ook maar ja. En ja, dit is interessant. En soos ek die ander dag gesê het van Paul Washer het, hy maak daar dieselfde statement dat as jy net 'n judge daar het en almal weet dat die ou skuldig is, hoe kan die judge hom net onskuldig verklaar? Hy kan nie. Hy kan nie. So God is daai judge, hy kan nie net nie. So en dan ja, is justification nodig deur Christus. Ja. Ek sou sê Paul Washer is op die meer op die ou skema. Want hy gaan vir jou sê iemand het in jou plek daai Christus, God kyk na Christus se geregtigheid om jou te judge. Ja, ek wil nog kyk daar Ek ken hom nie eintlik. Ja, ek weet nie of jy hom noodwendig ken nie, maar ek dink dat sou ons gaan ondersoek, gaan hy dalk vir jou ja, gaan hy dalk strook met wat jy te sê het. Ja. Okay. Right, kom ons lees gou-gou. Miskien moet ons dit van die begin af doen. Kom ons lees gou-gou Romeine 2 vers 4 en 11 en dan skiep ek net 12. Jy kan maar 12 self lees as jy wil. Ek probeer dit net so kort as moontlik hou. En dan ek het dit hier in interlinear translation aan die onderkant wat ons ook kan lees. Dis maar net 'n interlinear is maar net iets wat al die woorde wat daar is net direk vertaal sonder om te probeer sin maak van die sin noodwendig. Okay. Dan sê hy, jy kan nou Romeine 1 vers 18 ook gaan aanlees en die eerste van 2 en 2 einde as jy wil, maar ek gaan nou net hierdie stukkie uithaal. Hy sê, "Do you presume on the riches of his kindness and forbearance and patience, not knowing that God's kindness is meant to lead you to repentance? But because of your hard and unrepentant of ek ken nie hy woord nie, impenitent, seker self is unrepentant heart. You are storing up, is it unrepentant? No. Heart, you are storing up wrath for yourself on the day of wrath when God's righteous judgment will be revealed. He will render to each one according to his works. Those who by patience in well-doing seek for glory and honor and immortality, he will give eternal life." Dis belangrik, hou net gevas, hy gee vir daai groep eternal life, né? But for those, so nou contrast hy 'n ander groep, but for those who are self-seeking and do not obey the truth, but obey unrighteousness, there will be wrath and fury. There will be tribulation and distress for every human being who does evil, the Jew first and also the Greek, but glory and honor and peace for everyone who does good, the Jew first and also the Greek. For God shows no partiality. Dan 13, for it is not those who hear the law who are righteous in God's sight, but it is those who obey the law who will be declared righteous.
So ek wil net 'n paar Dis pretty observasies maak. reguit. Ekskuus Anita. Dis pretty reguit. Dit is reguit. Die ene dit is wat Andy Wright bedoel is met Achilles heel. Want as jy dit pretty reguit lees soos dit is daar 'n big problem vir die ou wat reeds righteousness ontvang het. Van vers 13 gebruik daai term declared righteous in 'n toekomstige tyd. Sien jy? Will be declared righteous. So die ou wat die imputed righteousness van God ontvang het, daai versie moet hy uitkrap want daai versie het niks met hom te doen nie. So een van die regtig, dit is moeilik om dit te glo, maar ek moet vir jou sê ek's baie eerlik. Een van die maniere hoe dit hanteer word is om te sê, weet wat, dit is nie Paulus se woorde nie. Dis 'n huge beweging in teologiese sirkels. Dit is nie Paulus se woorde nie. Paulus is besig om die Jode van sy tyd te quoteer, want hulle glo dit. Die Jode van sy tyd het geglo dat mense op grond van hulle werke gejudge word en almal wat die vers 13, those who obey the law will be declared righteous. Dit is iets wat Paulus nie kon glo nie, want Paulus het geglo dat those who have faith will be declared righteous. Maar dit is nie, dit is Paulus se woorde die. En dis wat hy geglo het. En dis die Achilles heel of die spanner in die works vir die ou skema. Die ander manier om hierdie op te los is om te sê maar hierdie judgment wat plaasvind is nie wie hemel toe of hel toe gaan nie. Met ander woorde nie wie gered is, maar dis judgment op hoe jy geleef het as 'n Christen. Met ander woorde, ek gaan die ewigheid in saam met Jesus, né, op grond van my geloof, maar dan word ek geoordeel hoe ek geleef het of my werke en daarvoor kry ek rewards of nie. Die probleem met dit is einde vers 7 eindig he will give eternal life word gekontrasteer met vers 8 met die ander. So wat kry die eerste ouens eternal life? Die ander ouens kan nie ook eternal life kry nie. Verstaan jy? Ek wat 'n Christen is wat nie die waarheid by het nie. Ek kry wrath and fury, maar ek kan nie ook eternal life kry nie. Anders maak daai sin nie, daai sentences nie sin nie. Lees dit gou, kyk gou. Lees dit gou weer vir jouself, dan dink jy gou oor wat dit beteken. En dan dink jy gou, sal jy hierdie laaste stukkie vir iemand gesê het? Is dit in jou gedagtes? Is nie regtig in my gedagtes nie. Sal jy vir iemand sê, but those who obey the law will be declared righteous? Aan die einde van dit. Nee, nie regtig nie, Rupert. Wat sê jy vir iemand gesê? Seker wat ons nog heeltyd geleer het. Ja. So daai stukkie van die ryk jong man wat vir Jesus vra, hoe kan hy die koninkryk ingaan? Dan Jesus antwoord hom nie, jy moet glo in my nie. Wat sê hy? Gehoorsaam die wet. Nee. Dis waar. Okay, ons lees net gou hierdie direkte ding. Kom ons kan net hierdie stukkie uitkrap, daar is die belangrike, dis vers 6. Okay, kom ons begin dan daar lees. To those who by patiently doing good works seek for glory and honor and immortality, he will give eternal life. Nou, okay, daai kan ons maar uitkrap ook. Eternal life. But those who are self-seeking and obey the truth, or do not obey the truth, but obey unrighteousness, there will be wrath and fury. So it's pretty much direk die twee vertalings reg naby. Ek weet nie wat 'n vertaling dit is wat ek al gekopie het nie. Okay. Net gou nog twee goedjies by dit. Galasiërs ook Paulus. Ek kan nie van hom enigiets anders behalwe Paulus nou interessant ons besig met hom, maar Galasiërs het Paulus dan geskryf. Hy sê, "Do not be deceived. God is not mocked. For whatever man sows, he will also reap. For you sows to his flesh will of the flesh reap corruption. But you sows to the Spirit will of the Spirit reap everlasting life." Daai twee goed word weer gekontrast. Daar's corruption aan die een kant en everlasting life aan die ander kant. And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart.
Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. En dan almal ken hierdie stukkie in Matteus, ons hoef dit eers te lees nie. Hy sê dis die skape en die bokke wat geskryf word. En dis altyd vir my 'n interessante stukkie. Dit was vir my, dit was een van die goedes waar ek met uiters baie gesukkel het. Want as ek hierdie stukkie lees, dan lyk dit is altyd vir my gelyk asof hierdie mense op grond van wat hulle gedoen het, hemel toe gaan. Nou, maar dit is eintlik hulle word gejudge op grond van wat hulle gedoen het. Nou, okay. Ek gaan dit net skip, want kom ons sê dit is nie nou Paulus nie. Okay, nou is ons klaar. So, ek het net 'n paar interessante vragies wat ek vir jou wil vra. Jy moet nou gaan dink oor dit. Wat is God se standaard? Of wat is die werke wat ons moet doen? Met ander woorde, as jy nou voor God gaan staan eendag en dit wat ek nou gesê het is waar. Kom ons verstel is nou waar. Miskien glo jy dit nog nie. Maar wat sou dan die werke wees of God se standaard wat jy aan moet voldoen? Wat dink jy? Wat is net die standaard? Jy weet antwoord. Ja, ek het nou nogal deesdae Filippense erg op die hart en werk uit jou heil. Work out your salvation in fear and trembling of him. En dit is tog die redding, regverdiging wat hy in jou sit, wat hy is en waarvan hy jou bekragtig om te kan uitwerk. Dis wat jy moet uitwerk. Ek hou van wat jy net nou daar gelees het rondom die patience. Dis asof ons geroep word om geduldig met onsself, maar ons fokus op wie hy is, daai goed uit te werk. Dis nie asof ons net gaan arrive in die oomblik van redding nie, maar dat dit is jou fokus om na hom te werk en daai redding wat hy in jou plaas, om dit uit te werk. Ja. Uit jou nader. So dis wat ek nou kry vanaand net 'n stukkie wat jy lees rondom die patience is, hy sê daar mos na Romeine, ek is nou nie meer oop by Romeine nie, what in patience Patience and kindness. The one works it out. So waar was ons daai vers 7? Aan die wat deur volharding in goeie werke heerlikheid, eer en onverganklikheid soek. So wat jy uitwerk is die soeke na God, die soeke na sy wil, die soeke na die redding in jou. En jy doen dit amper patiently with yourself. Ja. Maar dis jou fokus, Shaal. Ek meen, ons kry nie alles altyd reg nie. Ja. Maar verseker is my fokus om hom te eer, daai heerlikheid en onverganklikheid in hom te soek. Ja, jy antwoord die vraag baie goed, Pierre. Want kyk gou wat die versie sê. Dit sê nie almal wat alles reg doen. Nee. Dit sê those who by patience in well-doing seek for glory and immortality. He will give it to. Dis nie die ouens wat alles perfek reg doen. En dit is iets wat jy moet uiters belangrik van die wet self. God het nie die wet gegee vir mense wat perfek is nie. Die wet self het gaps gehad waar mense kan inval en opstaan. Die wet het voorsiening gemaak vir mense wat faal. Ja. Die ouens wat uitgeskop was nie die ouens wat gefaal het nie. I mean, julle ken almal vir Dawid en hoe hy gefaal het. Dawid het heavy gefaal, maar Dawid staan bekend as iemand wat die wet onderhou het. Hoekom? Want Dawid het dit gedoen. Nee. Hy het dit gesoek na die Here. Ja. He was seeking after glory and honor and immortality. Hy het na God gesoek. Ja. En vir daai ou word ewige lewe gegee. But those who are self-seeking. Nou. Sure. Maar is die werke wat ons vir geroep is nie is dit nie, if we are led by the Spirit daily, it is, and we spend time with him,
that is the works that he has prepared for us. He reveals it to us in relationship with him. Dis reg. Hy wil God vra, soek eers die koninkryk van God. So yes, we're not self-seeking, we're seeking after God, we're seeking after his kingdom. But how do we do that? It's not just in maintaining the 10 commandments. It is also walking as Christ. Because Jesus said, I only do what I see the Father does. I only do what he tells me to do. En hy is ons voorbeeld. So vir my is dit, die werke is spesifiek vir my. My werke is anders as julle werke, want ek word geroep om iets anders dalk te doen. Is Maar reg? ek gaan weet as ek nie in gemeenskap met die Heilige Gees leef nie en ek lewe nie in verhouding met hom nie en ek is nie submitted aan die Heilige Gees en dan gaan ek nie daai werke kan doen nie. Ja. Maar ons kan ook sê, jy's reg. God gee vir ons elkeen 'n pakkie om te doen. Maar vir almal kan ons, wat is die werke wat ons moet doen vir almal van ons? Wat waar is vir almal van ons? Jy kan hier sê die wet. En is die wet nie die fruits of the spirit nie? Nee. Nee, die fruits of the spirit, die vrugte van die Gees is dit wat uit jou uitkom wanneer jy saam met God. Jy kan daar skryf die wet. Want Paulus sê dit. As jy verstaan wat die wet beteken. As jy verstaan dat eintlik wat daar staan, as jy die wet wil vervang met om God lief te hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou en jou naaste soos jouself. As jy daai verstaan, dat dit eintlik dit is. So dit is die werke wat God wil hê. Dit is sy standaard. God soek sy standaard is die volgende. Hy soek 'n mens wat hom liefhet met alles en sy naaste soos homself. Dit is waarop ons gejudge is. Dis hoekom Jesus daai stukkie in Matteus 25 kan vertel van die skape en die bokke. Nou, hy verwys na sy naaste. Die skape het hulle naaste lief gehad, die bokke nie. Nou. Okay, en dan Ella, jy's reg, hoe werk genade? Want jy het dit ook genoem. Genade is die krag om te doen wat reg is. Ja. God gee vir jou genade sodat jy daai kan doen. Nou, dis wat genade is. Onthou ons het 'n hele les oor genade gehad. Onthou julle daai? Nou, wat is genade? Wat was die heel belangrikste wat ons geleer het? Genade is 'n gift, 'n gawe wat reciprocity vereis. Nee. Soos ek vir jou iets gee en ek gee vir jou grace. As die gift grace is, dan moet jy iets teruggee. As jy nie iets teruggee nie, dan is ons verhouding gebreek. Onthou jy daai konsep? Ja. En dan charis, dis daai gift se naam is charis, en dan die ander een is ek kan myself nie onthou nie, Doria. Doria is die gift wat jy niks hoef terug te gee nie. So as 2 tipe gifts wat jy kan gee. Die een wat ek vereis dat jy iets teruggee, my gift wat ek aan jou wil gee is eintlik om 'n verhouding te bou. As jy nie respond op die gift of teruggee nie, dan is daar nie 'n verhouding. En Doria is maar nie die gift, die chocolate wat ek jou gee. Daar's niks verhouding, intensie van verhouding in die gift nie. Ons ken nie dit nie, in ons kultuur nie. Ons ken net gifts wat jy gee vir iemand omdat hulle verjaar. En meeste kere is iemand wat jy nie actually iets wil koop nie, maar jy gee nou maar. Of jy koop nou maar vir iemand iets. Jy gee nou maar vir iemand 'n gift. Maar wie van julle gee aan mense gifts met die idee om 'n verhouding te bou? Niemand. Dis nie in ons kultuur nie. I do that. Okay. Onthou dit, né? Dis wat daai vers in Spreuke sê, your gift will make room for you and bring me before great men. Dis wat daai vers beteken. As jy charis gee en jy bou verhoudings daardeur, dan gaan jou lewe op. Want jy bou verhoudings. So God gee vir ons genade met 'n kickback, met 'n rede, sodat ons hom kan gehoorsaam. As ons hom nie gehoorsaam nie, dan kry ons nie meer genade nie. Okay, nou ek net afsluit hiermee. Ek het hieraan ook gedink. Ek het nogal gevoel ek moet dit sê. Wat van as jy reeds, want daar moet seker erg wees.
Wat as jy reeds so baie dinge in jou lewe opgemors het? Sien jy, kom nou 'n punt en dis nou ons ouderdom. Meeste van ons is min of meer dieselfde ouderdom. Nou. Thank. Sien jy, jy kom nou in jou 50s en jou 60s en jy kom nou agter maar jy het al baie dinge in jou lewe opgemors. Wat dan? Genade. Ja. Genade, broer. Ek het nogal daaraan gedink. Ek het gedink, shucks, sien nou maar hier's nou iemand van 80 in die klas en hy sê sin, ek het 3 maande oor, dis ek dood. Né? Wat gaan hy nou dink? Wat gaan hy voor goed staan? En dit ek sien hy dink en hy stukkie gedink in Judges oor Samson se lewe. Want Samson is die voorbeeld van iemand wat baie opgemors het, né? Hy het sy hele lewe lank opgemors. Tot aan die einde waar ek gaan nou nie alles lees nie, maar ek ken die storie. Tot aan die einde waar die Filistyne hom gevang het en sy oë uitgesteek het. Nou. Ja. En toe gaan hy mos in daai tempel in waar hulle 'n showcase van hom kan maak en vir hom kan spot of whatever. En toe druk hy sy arms tussen daai twee pilare, daai sentrale pilare en die hele gebou kom in een en hy gaan toe dood saam met dit. En dan staan daar hier die einde hierso. Twee interessante goed. Thus he killed many more when he died than while he lived. Nou daai versie praat baie. Okay, en dan die laaste vers 31. Then his brothers and his father's whole family went down to get him. They brought him back and buried him between Zorah and Eshtaol in the tomb of Manoah, his father. En dan hier stukkie. He had led Israel 20 years. This is amazing. Né? Net die restaurasie wat jy in daai twee rooi lyne sien. Wat God gebring het oor sy lewe. So dis vir my soos in die Here, dit klink nou verskriklik dat ons voor hom gaan staan eendag en hy gaan 'n judgment oor ons lewe bring oor grond van wat ons gedoen het. As ek aan my lewe dink, aan al die goed wat ek gedoen het. Nee. En waar ek dit gemis het en waar ek opgeneek het, dan voel ek soos in paniek. Maar as ek sien hoe God nou iemand wat sê, "Sjoe, as jy net wil sterf aan jouself." Nee. Thus he killed many more when he died than while he lived. As jy net wil sterf aan jouself, dan kan jy daai hele restaurasie en jou getuienis en jou lewe heeltemal verander. Die uitspraak oor jou lewe kan jy heeltemal verander. En Samson het die uitspraak. Dit is nie gekonsentreerd nie. Dit pas by daai skrif wat jy vir ons gelees het in Romeine. Ja. Nie gesentreerd nie. So, ek wil net afsluit hiermee. Samson het dit reg gekry dat daar 'n getuienis van sy lewe is dat hy oor Israel gelei het vir 20 jaar. Hy het Israel gelei. Hy was die heerser oor Israel. Alhoewel hy baie nonsens aangevang het, het hy sy lewe redeem omdat hy bereid is om te sterf. En sy getuienis oor sy lewe is aan die einde is dat hy het meer mense doodgemaak toe hy bereid was om te sterf. En julle weet sy rol lyk my was om Filistyne dood te maak. Ja. Okay, ek is klaar. Ek sê soos vlee. Ja, slaat hulle soos vlee. Ja, my werk is vlee. Ja. Okay, ek pause.